Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons sal seën, so rondom die waarheid van sy woord. Ek wil u vanmôre groet met die baie besondere gesang 273. Nou dit is 'n baie onbekende gesang, en dit gaan oor die baie bekende vers van die man Henog wat met God gewandel het, daar in Genesis 5. En ag vriende, ons lees gou vir u wat staan in gesang 273. Daar staan: leer my soos Henog met u wandel, en deur geloof u te behaag, in alles tot u eer te handel, totdat die nuwe môre daag. Hy wat u aanhang op u steen, is in die gees Heer met u een. Vers 4 sê: maar Henog het in donker dae met u gewandel, suiwer, waar. Hy het u geken en sonder kla, u leiding, koers en wil aanvaar. Tot aan die einde van my pad wil ek so wandel, u hand vat. Wat vir my so kosbaar was van hierdie baie besondere gesang 273, vriende, is dat Henog in donker dae geleef het. U kan gaan lees in Genesis 6, het die groot sonvloed gekom, die wêreldvye vloed waar die Here die wêreldbevolking verdelg het, met die uitsondering van Noag, sy vrou en dan sy 3 seuns met hulle vroue. En vriende, ek wil vir u sê, ons beleef dieselfde tyd. Die Bybel sê, soos dit in die tyd was van Noag, so sal dit ook in die laaste tye wees voor die koms van die seun van die mens. En het ek gister begin praat oor die gedagte van selfoonverslawing, want vriende, dit is een van die subtiele maniere hoe die duiwel in ons huise gekom het, en die wêreld in ons huis ingebring het, en die sondige praktyke in ons sitkamer, in ons slaapkamer gebring het, en ons het nodig om te waak daaroor. Ons het nodig as kinders van die Here om standpunt in te neem, want die Bybel sê vir ons, soos ons gister met u gepraat het, in Psalm 90 vers 12, dat ons as kinders van die Here moet leer om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Ek het vir u gesê, ons elkeen het 1440 minute per dag. Daar is 7 dae in 'n week, 168 ure, en die Bybel sê ons gaan daarvan rekenskap gee. En het ons begin praat oor die gedagte, wat die Here ook vir ons gesê het in sy woord, 1 Korintiërs 6:12, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Ek het vir u gesê, die selfoon, vriende, het baie goeie eienskappe, baie goeie dinge. Daar is vir ons baie dinge wat makliker is, en makliker gemaak word deur die gebruik van die selfoon. Maar ongelukkig het ek ook vir u gesê, dat baie mense verslaaf geraak het aan die selfoon, en hulle spandeer baie onnodige tyd met die selfoon, en beland baie keer in sondige praktyke deur die gebruik van die selfoon. Die ou mense het altyd gesê, ledigheid is die duiwel se oorkussing, en die selfoon is een van die groot dinge wat ons ledig laat raak, waar ons net eenvoudig, amper half verstandloos deur sekere blaaie op die selfoon gaan, en later in sondige praktyke verval. Nou vriende, kom by die gedagte uit, hoe weet ek of ek 'n probleem het met die selfoon? Ek het vir u gesê van die predikant, en eintlik verskeie predikante wat artikels geskryf het, en gesê dat hulle nooit sou dink, dat hulle in hierdie dag en tyd en uur artikels moes skryf, en hulle gemeentes moes waarsku teen hierdie ding, die selfoon, wat eintlik vir ons gegee is as 'n hulpmiddel, wat vandag eintlik vir ons 'n meelsteen geraak het. En ag vriende, daar's maar 'n paar aspekte wat ek vir u kan uitlig. Daar's nie 'n vers in die Bybel, Moses 3 vers 5 wat sê, jy mag nie 'n selfoon hê of gebruik nie. Ons is nou nie belaglik nie, daar's baie dinge in die Bybel, wat nie spesifiek uitdruklik daar staan nie, maar deur die woord, en deur die waarheid van die woord, en dit wat ons binne konteks lees, waarsku die Here ons, teen verskillende sondes, en dat ons dan ook dan paraat moet wees, as kinders van die Here, om ons te panser, met die waarheid van sy woord. Nou die eerste gedagte, vriende, hoe weet ek of bepaal ek of ek 'n probleem het, of ek 'n verslawing het, of ek besig is om te sondig met hierdie tegnologie wat die Here vir ons kom gee het? Die eerste gedagte wat na vore gekom het in my denke, in my navorsing, in die gesprekke wat ek gehad het. Die eerste gedagte, kyk na die tyd wat jy spandeer met jou foon, waar jy besig is met jou foon. Dan praat ek nie, vriende, van mense wat werk doen met hulle foon, e-posse stuur, oproepe neem, en al daardie belangrike dinge, bestellings ontvang, bestellings plaas ensovoorts nie. Ek praat van die sinnelose tydverdrywing, waar ek ledig is, en ek is besig op Facebook, ek is besig op ander se statusse, ek is besig om, kom ons praat maar in Engels, rond te scroll op Marketplace, op YouTube,
op allerhande platforms en ek is besig om net te kyk na wat hierdie een doen, wat daardie een gedoen het, wat sê hierdie een, hier lewer 'n kommentaar op hierdie persoon se foto, daar lewer ek kommentaar op hierdie een se artikel wat hy geplaas het, hierdie nuusberig wat geplaas is. Ek is op YouTube, ek is op Instagram, ek is op al hierdie platforms en ek is eintlik besig om my tyd te vermors en as ek my oë uitvee, het 'n uur of 2 of 3 of selfs 4 ure verbygegaan. En vriende, u weet presies waarvan ek praat. Dit is so gou dat ure verby kan gaan en as ek klaar is met daardie ure, kyk ek terug en ek sê, wat het ek met hierdie tyd gedoen? En ek hoor baie kinders van die Here sê, ek het nie tyd om die Bybel te lees nie en ek het nie tyd regtig om te bid nie en ek sukkel om 'n getuie vir die Here te wees, maar as jy hoor is hulle op hulle foon besig. Hulle is besig om elke liewe ding te plaas op die foon, hulle is besig om elke liewe ding te lees, hulle is besig om te komment op elke ding en daarom is dit belangrik dat ons vir onsself die vraag sal afvra, maak 'n punt daarvan om vir 'n dag en dan vir 2 en dan vir 'n week lank net jou tyd. As jy jou foon vat, skryf die tyd neer. As jy jou foon neersit, skryf die tyd neer en kyk hoeveel tyd spandeer jy werklik aan jou foon. Sinnelose tydverdrywing. Tweede plek. Vergelyk hierdie tyd met dit wat jy aan God se woord spandeer, aan gebed spandeer, aan jou man, aan jou vrou, aan jou kinders, taakies in en om die huis wat agterweë gebly het, aan die groot opdrag om die evangelie te verkondig, om gasvry te wees, om net met jou mense in jou huis te kommunikeer. Vergelyk hierdie tyd op jou selfoon met dit wat belangrik is, wat vir ewige waarde gaan tel, wat vir ons in die ewigheid loon gaan bring. En vra jouself die vraag af, skryf dit neer, hoeveel tyd spandeer ek met my foon, met mense wat ek baie keer nie eens ken nie, en wat ek miskien se foon of se statisse bekyk, of Facebookblad, of wat ook al, en hoeveel tyd spandeer ek werklik met dit wat saak maak vir hier, vir nou, vir die tyd en die ewigheid. Volgende gedagte. Wat is jou eerste reaksie elke môre? As jou foon se wekker afgaan, is daar die eerste verlang in jou hart, die eerste gedagte in jou hart. Ek wonder wie het vir my 'n boodskap gestuur. Ek wonder wat se boodskap is daar op my foon beskikbaar. Is jou eerste gedagte om die selfoon te vat, oop te maak en deur jou WhatsApps te kyk wat daar is, of te kyk deur jou Facebook wat daar is, of deur jou Instagram te kyk, of is jou eerste gedagte, Here, dankie dat U my opgewek het vanmôre. Here, help my dat ek moet geen ander een sal praat voor ek met U gepraat het in gebed en geluister het na U deur U woord nie. Vra jouself die vraag af, ek weet nie hoe lyk jou lewe nie, maar ek moet vir myself ook hierdie vraag afgevra het. Vriende, vra vir jouself in die volgende plek af, hoeveel keer per dag kyk ek na die foon? Soek ek op soekstasies iets? Gaan ek na my bed daarmee en lê ek in my bed en kyk daarop en is net besig om tyd te verwyl? Vra jouself die vraag, hoeveel keer staan ek moeg in die oggend op omdat ek laat in die aand besig was met my selfoon, met dinge wat eintlik sinneloos was? Hoeveel keer het ek kwaad geword in die dag omdat ek artikels gelees het wat my so boos en woedend gemaak het, terwyl ek nie eens seker is van die feite van die artikel wat daar geplaas is nie? Ons weet hoeveel dinge al op sosiale media gekom het wat eintlik maar net klomp dinge is wat sinnelose opsweepery is, terwyl ons eintlik nodig het om God se woord te vat en die feite te toets aan dit wat die Here vir ons in sy woord sê, en dan ook wat in die samelewing na vore kom. Onthou, daar is feite en dan is daar gossip. Ek dink is maar die beste woord om dit te verklaar. Hierdie onderlinge gepratery en niemand sê eintlik niks nie en elke ou sê iets wat eintlik nie eens bewys kan word nie. Vra jouself die vraag af, hoeveel keer per dag kyk ek na my foon, soek ek op soekstasies iets, gaan ek na my bed daarmee, raak ek kwaad in die dag oor sekere goed wat ek lees, raak ek betrokke in argumente op my selfoon met mense wat ek nie eens ken nie, omdat ek 'n opmerking of 'n aanmerking maak oor iets wat ek eintlik niks van weet nie. En ag vriende, dit is belangrik om hierdie goed vir onsself af te vra, want die Bybel sê vir ons in 1 Korintiërs 10 vers 23, alles is my geoorloof. Is dit vir jou geoorloof om 'n selfoon te hê? Ja, ek dink nie as 'n probleem met 'n selfoon nie. Ek dink nie die selfoon as sulks is sonde nie. Ons praat baie oor geld ook. Geld as sulks is nie sonde nie, maar as geld my besit, dan raak geld vir my sonde. Selfs met 'n selfoon. As ek 'n selfoon besit en ek gebruik dit oordeelkundig, is daar nie 'n probleem nie, maar as die selfoon my besit, my tyd oorneem, my lewe oorneem, my huwelik oorneem, my huishouding oorneem, dan is daar 'n geweldige probleem. Dan is daar 'n rooi lig wat vanmôre afgaan. Want die Bybel sê alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie.
Die Bybel sê alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. 'n Kind van God laat hom nie oorheers deur enige iets nie. Nie voedsel nie, nie tegnologie nie, nie 'n selfoon nie. Niks, vriende, oorheers 'n kind van God nie. Waarom? Omdat God se Gees in ons woon. 1 Korintiërs 10:23 sê, alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. As ek nie dit wat die Here my gegee het kan gebruik tot stigting van myself en van ander nie, is daar rooi lig wat afgaan. Ek moet vir die Here vra, Here, help my, dat hierdie rooi lig, dat ek hom kan sien, dat ek die gevare kan sien. Ons weet, vriende, as ons op die pad ry, en ons hoor 'n sirene, en ons kyk in ons triespieeltjie na 'n ambulans agter ons, en daai rooi lig is aan, dan maak ons pad, wat ons weet, hulle is op pad na 'n krisisgeval. Iemand se lewe hang daarvan af. En dis presies dieselfde met my en jou. As hierdie rooi lig afgaan, as hierdie gedagte vanmôre jou hart tref, maak seker dat jy jou ore nie toedruk vir God se waarheid nie, want die Bybel sê vir ons, een lewe, gou gaan dit verby. Net wat ons vir die Here gedoen het sal staande bly. Ons sal môre aangaan om bietjie te kyk na hoe om hierdie sonde te oorkom. Hoe kan ons dan ook wys omgaan met hierdie tegnologie wat die Here ons gegee het, om hom ook so welbehaaglik te wees. Vriende, groete vir u, mooi dag verder. Tada.